Spanwerk is die samewerking met ander om by te dra tot die bereiking van spesifieke doelwitte. Kom ons hervat die kriteria vir suksesvolle spanprestasie. Interpersoonlike gesindhede en gedrag verwys na spanlede wat passievol werk en mekaar aanmoedig om gemeenskaplike doelwitte te bereik. Gedeelde waardes of wederwysige vertroue en ondersteuning verwys na spanlede wat mekaar respekteer ten spyte van verskille en die ervaring en kundigheid van ander erken. Kommunikasie behels konstruktiewe terugvoer en oop besprekings tussen spanlede. Laastens verwys samewerking na die bereidwilligheid van die span om as 'n eenheid saam te werk om spandoelwitte te bereik. Die kenmerke van suksesvolle spanprestasie sluit in om 'n gemeenskaplike doelwit te deel, konflik onmiddellik aan te spreek deur oop kommunikasie en goeie intraspan verhoudings te demonstreer. Alle spanne gaan deur verskillende stadiums van spanontwikkeling. Tydens vorming word spanlede aan mekaar voorgestel, verrig roetine take en demonstreer wederwysige respek. Tydens bestorming vind konflik en magstryd plaas vir die posisie van spanleier. Tydens die stel van norme bereik spanlede konsensus. Pligte en verantwoordelikhede is duidelik en aanvaar en konflik word professioneel bestuur. Tydens werksverrigting is spanlede bewus van strategieë, die leier se delegeringsprosesse en kan besluitneming hanteer sonder inmenging van bestuur. Die finale stadium is ontbinding of die treurtydperk. Alle take moet eers voltooi word voordat die span ontbind. Die opbreek van die span kan traumaties wees. Die belangrikheid van spandinamika teorieë om spanprestasie te verbeter word deur die volgende beskryf. Take word volgens spanrolle toegewys. Spanrolle word bepaal deur die vaardighede en ervaring van spanlede. En persoonlikheidstipes binne spanne word bepaal. Konflik ontstaan wanneer daar onenigheid tussen spanlede is. Dit kan veroorsaak word deur verskillende agtergronde, 'n gebrek aan samewerking of onregverdige werkladings. Konflik is 'n natuurlike deel van saamwerk, maar moet onmiddellik opgelos word om die impak daarvan op die besigheid te verminder. Konflikoplossing begin met die erkenning dat 'n konflik bestaan. Sodra die oorsaak van die konflik geïdentifiseer is, kan 'n vergadering gehou word waar beide werknemers hul mening kan uitspreek en 'n objektiewe besluit geneem kan word oor die pad vorentoe. 'n Grief verwys na 'n werknemer wat 'n formele klag binne die werkplek indien. Griewe kan ontstaan as gevolg van diskriminasie, onregverdige behandeling of swak werksomstandighede. Die korrekte prosedure om griewe te hanteer word hieronder beskryf. 'n Gegriefde werknemer moet die grief mondelings aan hul toesighouer of bestuurder rapporteer, wat moet probeer om dit binne 3 tot 5 werksdae op te los. As die toesighouer of bestuurder nie dit op kan los nie, moet die werknemer die saak eskaleer na die volgende vlak van bestuur. 'n Formele vergadering moet dan gehou word en die uitslag moet aangeteken word. Indien die werknemer steeds ontevrede is, moet hulle die saak na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, KVBA, neem. Dan na die Arbeidshof, indien hulle ontevrede is met die KVBA se besluit. Besighede moet strategieë toepas om die moeilike persoonlikhede in die werkplek te hanteer. Besighede kan klaers hanteer deur na die klagtes te luister, maar dit nie te erken nie. Vir besluiteloses moet besighede hulle van voorstelle voorsien en hulle deur alternatiewe lei. Besighede kan oorinstemmends hanteer deur ferm te wees en te verhoed dat hulle beloftes maak wat hulle nie kan nakom nie. Wanneer besighede met negatiewes te doen het, moet bestuurders na hulle luister, maar nie met hulle saamstem nie. Besighede kan kundiges hanteer deur te verseker dat hulle hul feite ken, selfgeldend te wees en hulle nie daarvan te beskuldig dat hulle verkeerd is nie. Stilwees persoonlikhede kan hanteer word deur strategieë te gebruik, soos om nie hul stilte met woorde te vul nie en hulle deur prosesse aan te spoor. Besighede hanteer aggressiewe persoonlikhede deur hulle genoeg tyd te gee om hulself uit te druk.
en ander werknemers teen intimidasie te beskerm. Om moeilike werknemers in die algemeen te hanteer, moet die bestuurder 'n vergadering hou om enige problematiese gedrag wat hulle waargeneem het te verduidelik. Gee hulle 'n sperdatum waarteen hulle moet verbeter en gee riglyne oor hoe om dit te doen.